Eens kyk hoe lyk hy binne. Heerlik sag. Ja, heel eers gaan ons met die aartappel begin. Ek het dit klein stukkies gesny. Klein stukkies kook hy vinniger. Sy. So 18 minute hoort hy reg te wees. Solank met die mins begin, terwyl die aartappels kook, wil eers 'n bietjie eie ingooi. Olie om hulle in te braai. Hy behoort omtrent as hy so effens sag is soos hierdie. Dan is hy reg dat jy die res van die goed kan bygooi. Hier 500 gram mins. Ryk al klaar so lekker. Dit is nou tyd om die knoffel by te gooi. Ek het sommer so twee huisies opgechop. Dan gaan ek dit maar net so vinnig deurroer. Volgende sit ek nou hierdie tomatiepaste by. Dit is 'n 50 gram. So dis wat ek gewoonlik gebruik. Gee hom 'n lekker tomatie flavor. Roer hom nou maar net goed in. Volgende is die gerasperde wortels. Ek het sommer so 2 gevat. Dis eintlik maar alles volgens jou eie keuse. As jy dink dis te veel, maak dit minder. Om so 'n bietjie groente ook aan kry, weet. Dan is dit nou ook tyd vir die kruie. So ek het net 1 gewone eetlepel mixed spice hierso. Ek gaan bygooi. En dan ook 1 eetlepel woestersous. Alleen maar 'n treffer. Volgende is dit nou tyd vir die beef stock. So al wat ek gedoen het, ek het van daai knorblokkies gevat. 2 van hulle met 'n koppie kookwater en dit so 'n bietjie laat staan. Nou gaan ek dit by hierdie mengsel van die vleis gooi. So. Nie worry oor daai stukkies nie, dit kook weg. Hy los vinnig op. So al wat jy nou doen is sit die deksel op en laat hulle so 'n bietjie gesels met mekaar daar vir so 15 minute. Dan net besef ek het nog nie sout en peper in. Soos na smaak. Ek gebruik hierdie pot van my, ek ken hom al, ek weet hoeveel is dit. Peper. Nou ja, laat ons sien hoe lyk hy. Heerlik. Dis nou nie tradisioneel nie. Maar ek gooi dit altyd by. So 1,5 eetlepel Mrs. Balls chop. Sal ons ook al gewees het sonder ou Mrs. Balls. Op hierdie een kant sit, ons gaan gou die mash maak. So op hierdie stadium gooi ek gewoonlik so neertjie nutmeg in, so vingerpuntjie. So 'n halwe koppie vol roommelk. So 2 eetlepels botter. Of margarine, wat ook al jy het. En dan mash op. So moet jy nou onthou, die mash moet smeerbaar wees. So hy moet nie te styf wees nie. As jy op hierdie punt kom wat jy sien, hy is dalk 'n bietjie te styf, dat jy hom nie regtig kan smeer nie. Gooi nog so 'n bietjie melk by, tot hy lekker smeerbaar is. Ek gaan nog so 'n blertjie melk by sit. Ja, hierdie lyk vir my meer die tipe tekstuur wat ek soek. Dis onder in die bak. Nodig om te sprei en kook nie. Hy sal definitief nie vassit nie, so moenie daaroor bekommerd wees nie. Sy. Gaan julle sien hoekom ek gesê het dit belangrik is dat hy moet sag wees, want jy moet dit kan doen. So, die tradisionele manier is nou eintlik om 'n vark te vat en dan hierso sulke lyntjies te maak.
Maar vandag steek ons nie by tradition nie, want ek gaan nog 'n kaasie oor gooi. Sit soveel op as wat jy wil hê. Toe gaan hy oond toe, 180 grade, 25 minute. Ek hoop Eskom werk saam vandag. Heerlik. Ek net so 'n bietjie afkoel, hy is nou baie warm. Nou toe, laat ek proe. Eens kyk hoe lyk hy binne. Heerlik sag. Uit 'n boek uit. En natuurlik saam met dit 'n lekker slaaitjie. Dit is nou Avo tyd. So mens moet die Avo eet, hy word vinnig af. 'n Bietjie van my ma se ingelêde weet. Man, hierdie is nou vir jou 'n wenner resep. Kyk net daar. Wat jy nou beter gesien as dit? Geniet dit.